Dis vanmôre al dag 68 van ons reeks deur die Nuwe Testament. Ek is Rinus van Sandwyk van Sion in Parys en vanmôre praat ek met jou oor tyd by die kruis. Ek lees vir ons uit Johannes 19 vers 25 en 26. Na by die kruis van Jesus het sy ma se suster en Maria, die vrou van Kloppas, en Maria Magdalena gestaan. En toe Jesus sy ma sien en die liefling disipel wat by sy ma staan. Met daai gedeelte. Toe Jesus die siekes genees en die menigtes gevoed het, het hy mense se aandag getrek. Soos 'n magneet is die massa na hom getrek. Maar soos sy bediening gevorder het, toe sy leer 'n bietjie meer intens geword het, het duisende hom nie meer gevolg nie. Maar skynbaar honderde en na dit net 70. Van daar af het slegs 12 alles verlaat om hom te volg. En van die 12 sou slegs 3 saam met hom wees op die berg van verheerliking waar hy oor sy dood gepraat het en in die tuin van Getsemane waar hy met soveel intensiteit gebid het. En van die 3 sou slegs 1 aan die voet van die kruis wees. Maar daar was 4 vroue daar, hoewel dit nie vir hulle maklik was nie. Dit was nie maklik vir Maria om te sien hoe haar seun van pyn styf trek nie, of om die vloeke te hoor wat hom geslinger is. Dit was nie maklik vir hulle om die speeksel van die skare oor sy gesig te sien loop nie, of om sy bloed uit sy wonde te sien vloei nie. Maar hierdie 4 vroue, liefhebbers van die Here en volgelinge van hom, was daar aan die voete van die kruis, maak nie saak hoe groot die prys was nie, maak nie saak hoe diep die pyn nie. Laat ons soos Johannes wees. Laat ons soos hierdie 4 vroue wees. Laat ons tyd by die kruis deurbring en dan uitgaan en ons wêreld beïnvloed soos hulle gedoen het. Mag die Here ons in hierdie dag opnuut krag gee as ons stil word by die voete van die kruis met sy woord, sodat ons 'n wêreld kan verander daar buite. Die Here seën jou. Amen.